by Just Be You, the podcast. Soos met alle episodes is ek baie opgewonde, maar mildly nervous. Want kyk, tieners kan brutal wees. Some things don't change, soos om jou ouers te oortuig dat jy oud genoeg en verantwoordelik genoeg is om na 'n partytjie toe te gaan. Maar, let's be real. The culture has shifted. In my dae, die ou dae, moes jy jou maatjie op die landlyn bel en bid dat haar ma nie antwoord nie. Jy het musiek geluister op die radio, daar was nie downloads nie, jy moes wag tot jou gunsteling liedjie op die radio opkom, en dan savor every moment. Laat ek nie eers begin met die low-rise jeans en die 500 butterfly knips wat ons in ons hare gesit het nie. Ek voel ons het regtig uitgemis op selfies, want as jy 'n foto geneem het en jy het moontlik jou oë geknip, wag jy vir 'n week in spanning om daai foto terug te kry. En as jou oë toe was in daai foto, is dit nou maar hoe jy vir altyd vasgevang sou word. Vandag is daar sosiale media wat bepaal wat in is en wat uit is. Trends word bepaal deur influencers. Daar is nie meer van jy kyk wat in die huisgenoot aangaan nie. Honderde foto's kan geneem word op jou foon tot jy die perfekte foto kry. En dan, boop dit, kan jy dit nog edit dat jy super natural lyk. Die vraag is ons net out of touch? Of is tienerlewe 'n hele nuwe realiteit? Vandag het ons 2 experts hierso op Teen Life, want hulle is letterlik tieners. Welkom Mila, Dalia, vertel ons bietjie van julle. Ek is Mila, ek is 'n danser by Just Dance Academy en een van die cool goeders wat die afgelope tyd gebeur het, is ons het 'n Amapiano rekord gebreek by die DHL Stadium. So ja, ons is die grootste groep dansers vir die Amapiano styl en ek is in graad 10. Wow, this is amazing. Dalia? Hallo, ek is Talia. Ek is ook 'n danser. Ek het ook saam met Mila gedans en die wêreldrekord gebreek. Maar dit was 'n baie groot aanpassing geweest want meerderheid van my lewe, ek het vir 9 jaar lank ballet gedoen en nog nooit enige attempt op bebop gemaak nie. En toe as ek nou dit uitgevoer het, dit was nogals moeilik, maar ja, ek kan dink, want dit is 2 heeltemal verskillende style, né? Ja. Want ballet is meer focused en gedissiplineerd en bebop is los en ja, dit is just baie anders. Ballet is baie styf, jy's baie controlled wees. Ja, jy moet baie nie mag gooi om dit reg te kry. Jy kan doen. Okay, julle. Is ouers cringe? Ja, ek dink so. Nou comment. Hoe sê jy so, Mila? Want ek dink ouers probeer te veel om in te pas en om so cool te wees en dan in daai probeerslag dan doen hulle net goeders wat baie weird is en cringe is en die feit dat hulle soos weet hulle is en hulle probeer ons so erg oortuig dat hulle nie is nie, maak dit net baie erger. Guilty. Wat is die most mom thing wat julle al gehoor het van 'n ouer? Soos ons sal altyd sê, ons weet julle kan beter doen. Of ons sê omdat ons so lief is vir julle. Wat is die most mom thing? My ma sê altyd vir my, because I'm weird, you get stronger. Dit is my so erg. Rarig? Ja. En jy, Mila? Soos as ouers sê ja, ons moet die foon wat doen en soos ja, julle kan soveel beter doen as julle eintlik probeer. Maar ons probeer altyd en dit is nie ons fone nie, so ek weet nie hoekom hulle dit altyd sê nie. Dis maar die foon nie. Ja. Wat is iets wat ouers nooit van tieners sal verstaan nie? Ek dink ouers probeer altyd hulle kind sien as hierdie klein persoon. Hulle het nooit 'n realiteit van hoe oud jy regtig is nie. Maar dit is moeilik, julle. Dit is moeilik. Ons het julle in diapers gesien. Verstaan jy? It's difficult. Ja. Dis ook, ja, dit is moeilik want ek voel ook baie keer ouers dink, soos ons probeer alles in ons vermoë doen om
teen hulle reëls te gaan en goeders, maar dit is ook vir ons baie keer moeilik om te verstaan hoekom julle soos sekere goeders vir ons sê, en soos julle sê altyd ja, eendag gaan julle verstaan, maar dan eendag voel dit so ver weg. So ons verstaan nie baie keer hoekom julle sekere goed vir ons sê en hoekom ons nie mag sekere goeders doen nie. Maar ons sal seker eendag verstaan, soos wat julle altyd sê. Sê gou vir my, as julle eendag kan swap, kom ons sê met julle ma, wat is die top 3 dinge wat julle sal doen in daai dag? Soos as 'n ma. As 'n ma, as jy kan reëls verander vir jou huis, of ek meen dan is jy oor 18. Jy weet, you never know. So wat is die top 3 dinge wat julle sou doen? Ek dink vir eerstens sal ek nie my kind soentjies en drukkies gee voor hulle uit die kar moet klim by die skool vir al hulle vriende nie. Okay, ek wil pause. Hierso wil ek pause. What is up with that? Hoekom is dit so erg as ouers hulle kinders soen en druk by die skool? Dit lyk net weird. Jy kan my soen en druk by all means. Ek weet jy's lief vir my. Maar soos dit is jy gaan op jy verander heeltemal wat jy doen wanneer jy my vriende sien. Dit is soos daar kom hulle vriende. Ja, probeer net ek is weer eens skuldig. Ek is heeltyd skuldig aan alles. I do that. Okay, ja, so eerstens nie swinkies en drukkies vir vriende nie. Let op, ouers. Ek soos is 'n hele ander ding, maar ek soos wil rondry in my kar. Ek voel dit so lekker om rond te ry. Ek sou soos as ek nou my lisensie het, sal ek net wil rondry en net soos my eie ding gaan doen. Ja, want jy kan nou natuurlik nog nie bestuur nie. Ja, ek kan nie bestuur nie. Ek kan soos niks op my eie doen nie. So ek sou love om net soos net rond te ry en net soos by 'n winkel in te stap en net goeders te koop met my eie kaart en soos vir my eie doel en goeders. Dit klink so dom, maar dit kan ek nie doen nou nie. Vir julle besef dat ons loop nie net by winkels in en koop goed nie, né? You know, there's like a budget. Yeah? Just putting it out there. Okay. Okay, julle. Kom ons praat 'n bietjie oor fashion trends. Wat is nou trending ten opsigte van skoene? Soos julle kan sien net as my very cool shoes. Is it cool? Dit is cool Tannie, ek hou daarvan. Ek dink. Okay. So wat is skoene, want ek weet daar's 'n groot ding met Birkenstocks. Is dit nog die Birkenstocks? Ja, dit is. Okay. Maar spesifieke een is, nie die een is met die tone nie. So die een is met die straps. Ja. Die tone moet uit wees. Okay. Ja. En hare. Wat is 'n no-go as dit by hare kom? Soos high ponies, soos baie high ponies, soos baie hoog. En nie was baie hoog. Ja. Okay, high ponies is uit. En wat is in? Soos straight hare of soos 'n laag, soos bola. Soos 'n laag, soos 'n messy baan is ouer. Maar dit moet laag wees. Soos laag, ja. En soos nie sypaadjies nie, soos nie sypaadjies nie, middelpaadjies. Okay. En sleepbags. Sleepbags is ook baie. Soos clean girl. Okay. En make-up. So ek weet contouring was baie in. Is dit nog steeds? Nie so baie so wat was nie. Ek dink dit is meer blush en highlighting nou. Ja. So is dit nou meer 'n natural look? Want kyk hierso, ons het make-up aangeplak soos polyfiller. Ek het nie net. Jy moet elke sproetjie en elke blemish toegemaak het. So wat is die look vandag ten opsigte van make-up? Nie so matte nie. Soos definitief nie baie concealer of goed nie. Soos dit is baie meer in plaas van soos baie matte en baie toe is dit nou baie meer glowy en soos skoon amper. So mense sit amper net meer soos highlighter en blush, maar soos 'n liquid. Nie poeier, is meer natuurlik. Okay, liquid. Maar dit lyk net meer soos glowy en dewy in plaas van dit is ook makliker om te soos werk met. Want poeier is baie as jy dit opsit dan sit op. Dink jy dat ouers kan te oud wees om is trendy 'n woord? Ja, trendy te wees. Verstaan jy? Dink jy ouers kan ook soos cool looks hê en of dink jy dis net soos niks wat jou ouers aantrek gaan ooit cool wees nie? Ek dink die grootste fout wat ouers probeer maak is soos om tieners te wees. In plaas van om soos cool te wees as 'n ouer
wil hulle soos tieners aantrek en soos tieners wees. Ek dink die beste is om te bly met wat jy groot gemaak is met. Soos hoe jy groot geraak het. Want dan Tony, jy gesien daarmee het ons groot geraak. Ek dink dit was soos afrous. Ek kan imagine ek moet dit nou dra. Maar soos sien maar jy sien iemand en hulle ma dra soos 'n crop top en soos 'n low-rise broeke, soos baggy goeders en soos Ons het goeders, soos nie. Soos as jy 'n ma is, moet jy nie probeer aantrek soos jou kind lyk nie. So jy moet lyk asof jy responsible is vir jou. Okay, ek gaan nou dadelik my check-in gaan koop wat ek wil gaan opknip in mom jeans. Mom jeans trend nou. Okay, so we can do that. Okay. Maar ook ek dink soos ons het 'n juffrou by ons skool wat baie soos kinders soos ons aantrek. En sy lyk mooi, maar dit is net baie weird om dit te sien op 'n groot mens want dit is net soos ons enigiets wat groot mense dra en goeders gaan ons altyd dink o, soos dit lyk nie baie goed nie. Want dit is maar net hoe ons is, jy weet. Ja, dit is teens can be brutal. Ek het julle gewaarsku vir die tyd. Soos ek dink nie hulle wat probeer soos ons lyk gaan dit eintlik beter maak nie. Ek dink net dit maak dit amper erger. Ja, dit maak dit net erger. Want jy judge dit dan op jou eie standards. Ja. Maar ek dink groot mense kan cool aantrek en ek dink ma's kan mooi lyk, maar dit is in hulle manier nie omdat hulle ons probeer lyk. Ja. Okay, well, this might sound, I accept that. Okay. So ek het nou regtig vandag #trying too hard. My beste drip hierso vir julle aangetrek. So sê vir my wat doen ek reg en wat doen ek verkeerd? En ja julle, ek weet waarvoor ek nou myself inlaat. Okay. So kom ons begin met skoene. Ek hou van Tammy se skoene. Ja, ek dink dit is solid. Dis solid. Ja. En ek hou van dat dit branded is en nie soos 'n Pep skoentjie is nie. Okay. Ja, dit lyk mooi. Ek hou van die dik sool. Dit lyk mooi. Okay. Jeans, julle het gesien, dis wide leg, high rise. Nee. Net nie high rise nie. Ja, dit is cargo. So wat is high rise nou weer uit? Ja. Low rise is weer in. Meer rise is soos mid baggy. Ja, cargo pants. Ja. Ja, soos baggy pants, maar nie cargo nie, soos die sakkies is nie eintlik meer in nie. O ja. Maar die baggy is in, so Tannie doen iets reg. Okay. Dis definitief. Wat van blazers? Dis 'n baie persoonlike ding, maar ek hou van dit. Ek het Kendall Jenner dit gesien dra nou net nou die dag regtig op die Kardashians. Ek hou van blazers. Ek ook. Ek vind dit laat jy baie sleek lyk. Ja, dat mens is professional lyk. Ek hou van as jy 'n blazer aantrek, as gevolg van die high collar moet jy dan die hare opsit. Ja, so wat dan jy moet dan bietjie hoor te kry. Ja. Ek sê my hare is nou niks wat jy beskryf het nie. So is this out now? Ek hou van die tannie, soos nie tannie se hare weer styf was, maar nie in plaas van dit is bietjie messy, want dit is nogal in en soos tannie se sideys wat uit is. Ek hou van dit. Maar ja, dis mooi. Ja. Okay julle. Nou dat ons establish it that I am a cool mom. I'm not a regular mom. Okay. Kom ons vat 'n breek want ek dink ons moet net bietjie recover hierso. En dan kry ons gou hoor ons bietjie van ons sponsors. Sien julle nou. En ons is terug. Kom ons praat 'n bietjie oor social media. Watse platforms gebruik julle nou? Want ek het gehoor dat Facebook is eintlik vir ou mense. Nie dat ek Facebook gebruik nie. Ek doen. Okay. Facebook 100% uit. Ja, dit is baie ou mense. Het julle Facebook profiles? Nee. Nog nie die app gehad nie. Beteken moet mens dit gebruik vir login info vir ander apps. Maar dan elke nou en dan, maar dan moet jy een maak, maar So watter platforms gebruik julle? Ons gebruik soos meestal dink ek TikTok vir soos video's kyk en maybe Instagram Reels en dan Instagram of Instagram is maar soos dis kan 'n kombinasie van alles. Dus jy kan met mense praat daarop, jy kan soos share wat jy doen. En ek het ook agtergekom nou met my seun dat hy gebruik op WhatsApp minder, maar hy gebruik Instagram Messenger en Snapchat nou om mee
of te Ja. gesels. Soos WhatsApp gebruik mense, maar ook so statuses op WhatsApp gebruik mense ook nie eintlik meer nie. En WhatsApp gebruik jy maar nou meer vir soos as jy nou met jou ma moet praat of met mense in jou familie. Goeie like old, hulle gebruik net WhatsApp as hulle met ou mense moet praat, okay. En as jy net soos vir mense werk of iets moet stuur, maar vir soos vinnige chat is dit maar net Instagram en soos Snapchat, en selfs TikTok. Ja, WhatsApp is meer soos formele praat, soos goed wat jy moet oor praat of soos kommunikasie eintlik. Okay. En dan ja, ek dink meer gesprekke, conversation voer is soos Instagram en so. Okay. So wat is die most embarrassing ding wat 'n ouer kan post op sosiale media? Want Tiaan het nou die dag verjaar, hy is nou 10 jaar oud en ek het 'n video geshare wat ek die oggend van hom geneem het toe hy sy persente oopgemaak het en hy was hysteries want sy coach het op hierdie post gecomment en gesê baie geluk Tia. Jessica, het ons die klip? Het ons die klip? Ek gooi hom gou hier op. Dit is cute. Hy was hysteries omdat ek hom afgeneem het in sy pyjamas en ek meen ek het dit net gedoen uit liefde. I just wanted to share hierdie oomblik. Dit is vir my 'n baie groot ding. Ja. Dus my ouers sê altyd vir my as ek verjaar, dan maak hulle my wakker deur om vir my te sing in die oggend. Ja. So dis die eerste ding wanneer ek wakker word, dan neem hulle my al af. En hulle stuur dit op al die familiegroepe en die vriendegroepe terwyl ek nog besig is om wakker te word en my oë staan so bol. Okay. Want dit is my bietjie. En jy wil nie hê die wêreld moet jou so sien nie. En in my pyjamas. Ja, ek dink ek trek die lyn daar. So wat is iets wat skool ons nou? Wat is iets wat ons nie moet post? Moet ons altyd julle toestemming vra want dit voel vir my Ja. Dis is as jy iets wil post, wys my wat jy wil post en dan vra. Wat ons jou help, soos ons is bereid Ja. om te help met posts en goeders. Soos Moenie dink soos, Ja. ek doen nou iets spesiaal vir hulle, laat ek net doen en dan gaan hulle surprise wees of happy wees nie. Ja. Ek sal dit veel eerder, dus ek sal nog steeds waardeer dieselfde. Maar as jy net vir my net sê sê of soos vra om te help dan. Maar dan beteken dit my account is eintlik julle account. Nee, maar soos ek dink dit is anders met goed wat soos Tannie byvoorbeeld wil post en goed wat Tannie oor Tannie se seuns wil post. Ja. Want ek dink dis Okay, so daar's 'n verskil tussen die twee. Ja. Want ek meen as Tannie nou gaan post oor ek is by die see en 'n mooi foto wat ook al, dan is dit fyn want dan gaan ons sy like en comment en alles. Maar as dit goed is oor ons, want ons vriende val baie keer vir ons maas. Ja. Want ons is so cool. So dan ons er al op met soos pyjamas wat net disgusting lyk en ons gesig wat net nie mooi lyk nie. En dit word aangestuur en ek weet nie word al van gemaak van ons. Dan is dit nie baie oulik nie. Nou wil ons eerder net weet. Hoor ons ook daarvan van ons vriende. Ja, exactly. Dus baie keer vind ek uit oor iets wat my ma gepost het van my vriende af. En ek Ja, sien dit maar self nie. Oh, Soos ek het uitgevind my ma het Snapchat gekry deur my vriende wat vir my gesê het, "Is hulle sien haar op die recommended." So ek moet haar nie add nie asseblief. Maar soos hoekom nie? Soos dis so oulik. Dit is reg nie oulik nie. Okay. En eerder bly net weg van kontak met vriende op social media. Okay. Wat is 'n instant block moment op social media? Ek dink as iemand wat jy nog nie ontmoet het nie, dadelik soos hulle begin jou sugarcoat. Of jy nou romantiek en soos hulle soos sê vir jou boodskap, hulle soos, "O, jy's so mooi." Ja. Of soos, "Kan ek jou nommer kry?" Dit is 'n red flag. Dis red soos hulle flag. jy het nog hulle nie eens ontmoet al nie. Ja. En dan soos hulle so swak op 'n story of so iets Ja. wat jy post van jouself. Ja, so ja. Praat maar. Soos ook veral op Snapchat, dis nog 'n groot ding, soos daar word staan ook nou net gesê het ook soos die foto's wat mense daarop stuur soos nude foto's en wat hulle soos as hulle vir jou soos as jy nou iemand add wat jy nou nie weet wie dit is en dis nie moet doen nie want onder soos daar is 'n ad dingetjie waar iemand soos 'n request om jou nou te add op Snapchat maar dan sien jy soos daaronder julle share hierdie hoeveelheid mutual vriende wat ook al so jy moet altyd kyk na hoeveel mutual vriende jy het sodat jy net kan sien okay ek gaan jou heel moontlik ken of ek gaan jou soos glad nie ken nie so as jy nie enigiemand het nie dan moet nie julle add nie soos at least
10 of meer mutual vriende daarom. Maar dan gewoonlik dan sê hulle vir jou soos die eerste ding is soos what you look like en dan sê soos hulle stuur dan vir jou foto's van hulle self wat net nie wat die mens nie wil hê nie. So Okay. veral op Snapchat moet jy versigtig wees met soos VR en goeders. Want party mense net mense om ek weet nie hulle Snap score hoor te kry en goeders, maar dan op die ouens is net so Snap weird. score. Ja. Dis Is dit soos followers? nee. Dis is hoeveel snaps. So mens kan streaks hê op Snapchat. So jy stuur elke dag vir iemand 'n foto, stuur hulle vir jou in terug dan jy 1 snap streak. So dan hoeveel die foto's jy stuur is jou snap score. So party mense het soos 'n miljoen snap score. Hierdie is soos 'n hele ander planeet. Soos op bly ons in dieselfde wêreld. I don't know what's going on here. Ja, maar mens moet versigtig wees met soos VR op Snapchat veral. En Instagram partykeer. Instagram gaan ook so wees. Okay, so ouers, check dit. Kyk wat gaan daar aan. Hoe voel julle oor ek het nou baie gesien, ek persoonlik doen dit nie, maar ouers met fake profiles wat soos hulle kinders follow. Dat hulle kinders nie weet dit is hulle nie. As Dis- ek weer. Hoe sal julle reageer as julle ouers dit met julle? Ek sal vernederd voel. En ek sal voel asof hulle They betrayed your trust. ja, soos hulle vertrou my nie. So dan moet hulle 'n manier kry om te sien wat ek aanmaak of wat ek aanvang of wat ook al. So dan dit beteken hulle vertrou nie wat ek vir hulle sê nie of soos Ja. hulle dan breek dit my vertroue. Maar het kinders nie ook baie keer 2 profiles Want nie? daai is anders. Dis anders want Oh wow, talk about double standards hierso. maar soos een is jou myne wat soos die prentjie Ja. is. Soos dis nie wat mense wil hê jy moet sien nie. Ja, maar dit is so mooi. Dis is- ja. Dis is jou fyn kant. Dis is jou Soos jou public image. ja, dis jou public image. Okay, kom ek wil net gou vir jou hierso recap. So jy sou 'n profile hê vir jou public image en wat sal die ander profile dan wees? Dit is spam. So dit wys soos jy post 'n klomp goeders daarop. Ja. Soos dis is sê maar randomly sê En wie maar- follow dan watter account follow meeste mense dan jou main Ja, account? En dan jou close mense follow jou spam. Ja, en en spam is alles. meer vir soos vriende. Ja. Okay. Dis is jou ja. private, Dis is jou Ja. funny deel van jou dis jou persoonlikheid. En jou Ja. myne is meer soos jou hoe jy lyk en goeders. En dan as mens ooit soos 'n account het wat soos mense nie weet dat dit is nie, is dit gewoonlik om mense te stalk, maar dit is Ja. actually net maar dit is wanneer jy soos iemand van iemand hou of kyk jou ex-boyfriend nou nie vir my sien jy wil nou gaan stalk, maar sy kan mos nou nie weet dis jy nie want Ja. hoekom is jy nou daar besig? So dan Okay. maak jy baie keer 'n fake account om hulle te gaan stalk, maar as ouers dit doen is dit net Dis heeltemal nie verkeerd. Okay, so wat ons uit hierdie hele gesprek deel van hierdie gesprek leer is dat daar is definitief dubbelstandaarde. So een vir hulle en een vir ons as ouers. Soos julle weet, doen ons altyd iets fun op hierdie podcast. So ek het gedink ons gaan vandag bietjie 'n slang battle doen. So ek gaan vir julle woorde gee wat ons gebruik het as tieners en julle moet vir my sê wat dit beteken. En in turn kan julle vir my woorde gee wat julle vandag gebruik en ek moet dit dan in 'n sin gebruik. Okay. Okay, so is julle reg? Ja. Okay, let's go. As ready as can be. Due date. Kan ons vra oor voor ons dit probeer? Okay. Kan dit net in 'n sin gebruik of mag ons Nee, dit? nee. Okay. Is dit Nee. klink so 'n klein seentjie? Ek Do it. Do it. Date. Of 'n Dis meisie. iemand soos hoog ag. Iemand hoog af. Nee, dis iemand wat soos baie vir hulself dink. Okay. Julle, so dit is eintlik jy kry 'n dude en die vroulike Oh, weergawe. 'n meisie. Nee. O, wat jy Ek wat. dink Due date. Dude en due date. Okay. So I was a due date. Okay, cozy. Cozy. Ek het al van gehoor. Jo, ek dit voel soos dit is 'n posie. Dis 'n huis. Wat 'n cozy, 'n huis. Nee? Wat 'n cozy. Is dit nie soos jou bed nie? Ek dink dit is jou bed. Daar's jou kot. Okay, maar 'n cozy kot. Soms dit. Kort. Okay, so cozy is eintlik jou costume. Wat? Wat is? Okay. Costume, cozy.
gedink nie. Kief. Ek wag, ek het dit gehoor. Oh man. Kief, dit is 'n persoonlikheidseienskap dink ek. Ek weet nie wat die ene nie. Jy's kief. So jy is kief. Dit is Ek dink dis hoe dit gebruik word. okay, en kief is dan good of Ek bad. dink kief is soos ek dink kief is Ek dink dit good. is soos 'n spot teruggeneem. Ek dink kief is goed, jy sê soos cool. Jy's kief. Julle, wie laat jy dit? Oh, Kief is jy's cool, jy's kief. Okay. Frikken. Julle, ek moet net gou hierdie sê. Freaking sexy. Frikken sê flippin mooi. Dit letterlik 'n liedjie weggee. Ja. Okay, so ek onthou net my pa hy was so kwaad vir my. Hy het gesê as ek nou kan sê frikken kan ek net sowel maar die vloekwoord. My pa het ook daai gesê. Yeah, okay, so something do never change. Ja. En ek kan net onthou hy was altyd so kwaad vir my. Okay, so die laaste een is Joel. Ons sê daar nog steeds. tyd. 'n Lekker Ons tyd. Jules Ja. partytjie. Hoe jy gebruik dit nog Ja, steeds? ja. Yes, ek is nie 'n dinosaur. Ons Okay, sê cool. Let's go. Okay. Ek is reg vir julle. Dit is. Ek wil net sê nê, julle weet dat ek verloor in niks nie. Ek was tot my ma se eerste kind. Dus I'm a born winner. Okay, ons gaan nou sien Tannie. Okay, so sê eers woord. Okay, ons het die eerste een is bas. Bas. Ja, dis bas. Soos die bus wat jy ry. Is dit hoe jy dit spel? Nee. Nee, jy spel met 'n dubbel S. En 'n A. Nee, B I S S. Dis Engels. Soos as iets nie lekker is nie. Hierdie was 'n total bas. Nee, Okay. Andersom. dit is iets wat lekker is. Dis 'n lekker broodjie toe hierdie bas Soos- nogal. Hierdie bas broodjie nogal. is bas in. Soos soos ja. Dit is 'n bas en broodjies. Dit is baie lekker. Ja. Julle dit is weird. Okay. Ek die tweede woord is njas. Nyash. Ja. Is dit iets soos noise? Maar dis kry nice njasjes. Jy kry nice neus, maar Okay, wat is dit soos as iets dan 'n niche is? Dit is baie rare of authentic. Dis beide, mooi beide. Mooi beide. Mooi beide. So As as jy jy 'n nou jas in jas. So dit is groot beide. Nyash as ek weet nie of jy dit by mekaar kan bring nie. Okay. Okay, ons volgende woord is pyp. Pyp. Ja. So my gedagtes is as jy pyp, is dit iets wat jy soos jy moet gaan. Soos Okay. have to go. Ons moet pyp julle. Dis vinnig maak mense doen. Ja. nee. Dis glad nie dit nie. Okay, wat is Dis pyp? iets so ons mag dit nie doen nie. So ons pyp beteken vape of rook. So as ons sê ja iemand gaan pyp nou, dan beteken dit hulle gaan vape of hulle gaan rook iets. Hulle gaan pyp, want obviously dit lyk soos 'n pyp. Dit word dit. Dis al weet nie eers dan jongens iets soos Dit word dit vandaan kom. Okay. Yes. Okay, volgende woord is jazz. Jazz. Ja. Soos D-J-A-S. Jazz. Soos as dit simpel is. Wel tegnies, jy kan dit so sê. Ja, jazz is 'n baie soos universal woord wat ons gebruik. Ja. Maar is dit nie 'n lelike woord nie? Dit kan, ek dink dit kan 'n lelike woord wees, maar ons gebruik dit om te sê soos sê maar iets is baie lekker, soos dit was jazz lekker of dit was 'n jazz kuier. Ja, So dit was 'n lekker kuier. Okay. Ja. Dis eintlik die betekenis van die woord is soos baie. Ja. Baie. Ja. Okay, julle educate my nou hierso. Ek kan nie nog. Okay, so ons laaste woord is gerasper. Jy was gerasper die naweek by die netbal, soos jy het heeltemal uitgevlek. Ja, dis reg. Ons gebruik dit vir toetse. Dis word gerasper deur ons Ja. biologie toets. Sy sê maar ons het geskryf en was nie lekker nie. My toets het my gerasper. Okay, julle ek het dit. Kan ek asseblief 'n high five kry? Dankie. Okay, julle maar die prent gaan nou nie hierso eindig nie. So ek wil nou net eintlik kyk hoe baie ons eras verskil. So ek het vir julle 'n old versus new challenge uitgedink. Okay. Weet julle wat is hierdie? Laat ek gou vir almal wys. Do you know what this is? Ja, ek dink so. Wat is dit? As ek het nou 'n nuwe maatjie gemaak vandag, maar ek het nie hulle landlyn of hulle foonnommer gekry nie.
Dis so lekker 'n naam in die boek. Okay. Maar nou vat hierdie boek, dit is die hele pages. Dit is hoe ons altyd moes bel as jy nie 'n plek se nommer gehad het nie. So jy Google nou obviously, ek wil na hierdie plek toe gaan, so dan Google jy die nommer. Dit is hoe ons dit moes gedoen het. Dis 'n updated ene. So ek wil graag hê julle moet vir my die New Life Church in Vredenburg sê. Okay. Ja, dit is gaan bou. Ons is waar is wat is Wat is julle strategie? Julle soek op alfabeties. Ja. Okay. Is dit ons vir F4? 4. Okay. Oh, dit is van, hè? Dis nie plek nie. Oh no. Van self. Is 4 not T. Wie is nog 'n 4? Vredenburg. Vredenburg. Hier is ons het Wat sê Vredenburg. ons nou weer 'n apteek gehad? New Life Church. New Life Church. Apteek. Ons is by Vredenburg dan nie. Okay. Ons het Ek soek die church se nommer Ons asseblief. gaan na N toe. Draai om. Hierso N. New Life. Hierso. New Life Church. Dit sê hom daar. Well done julle. Dit het net 100 jaar gevat. Ons het hom gekry. Julle het dit gekry. Wat Wat dan? is ons moet dan nie vra om 'n snap te stuur, 'n streak te stuur vir iemand op my Snapchat. En dan moet jy spesifiek stuur vir haar naam is Varkie. Good luck. 'n Snap Ja, 'n snap So 'n foto vir varkie. vir van Varkie. varkie. Soos vind vir varkie en dan stuur dit aan die pos. Okay, so ek gaan 'n nuwe een toe, dan gaan ek obviously sê Wag dan, ek gaan actually Tannie was op want Tannie gaan iets nie reg doen. Wat 'n groot probleem gaan wees vir my soos delete maar net daai. okay. Daai een. Tannie gaan 'n groep maak. O. Ja, wat nie goed is nie. Dit kry jy alles hier op. Kan mense hierdie sien? Wag, het ek net gekyk. Kyk net vir hierdie. Ek weet nie of mense dit nou kan sien nie, maar kyk net soos hierdie voete. Gross. Okay, ek gaan wie ook al hierdie doen is, ek gaan dit doen. Well done. En dit sê deliver. Dis Tannie se snap. Kan ek net vir almal my snap Ja, wys? seksies. Hierdie is my snap. Dis is hoe ek sal lyk as 'n bald guy. Ek hoop julle kan Wat dan dit sien. Dankie julle. Dit was baie goed. Okay, ek wil net weer vir die permanent record sê dat hier is ge-established that I am not a regular mom. I'm a cool mom. Ek dink om af te sluit op 'n bietjie ernstiger noot of meer ernstige noot. Watter raad sal julle vir ouers gee om 'n goeie relationship met hulle kinders te hê? Dit is nooit maklik nie. Ek kan jou beloof dat ons probeer alles anders te doen as wat ons ouers dit met ons gedoen het, want ons het iewers het hulle opgemors and we try to do everything differently. En dan eendag wanneer jy groot is, gaan jy presies die teenoorgestelde van wat ons gedoen het probeer doen, want jy gaan voel ons het iewers opgemors en dit is waar, daar is nie vir ons 'n manual nie. Ons leer saam met julle. So wat 'n raad uit julle perspektief uit sal julle vir ouers gee as julle wil hê hulle moet 'n goeie relationship met hulle tienerkinders hê? Ek dink die grootste ene is om seker te maak jy kind lieg nie vir jou nie. As hulle vir iets vertel, moenie altyd probeer om raad te gee nie. Want baie keer sê maar ek probeer nou 'n experience vertel vir my ouers of ek probeer vir iets vertel wat my gebeur het, val hulle my in die rede en probeer om dit reg te maak in plaas van om net te luister. Okay. As iemand vir my luister, voel ek dit is baie meer respek wat getoon word en hulle wil vir jou luister dan. Ja. So julle wil nie altyd raad hê nie, julle wil partykeer net hê iemand moet luister. Ja. En ek dink ook soos dit word ook al baie gesê, maar ek dink ouers moet in plaas van probeer hulle kinders in 'n hokkie en probeer beskerm van soos hoe die wêreld is en goed is, moet hulle eerder laat hulle kinders uitgaan en probeer en self agterkom wat nie vir hulle werk nie, wat dalk nie reg is nie. Want anders soos gaan ons as jy soos baie strikt groot gemaak word, dan gaan jy op die ou net los wees en jy gaan net doen wat ook al jy wil eendag. wanneer jy die vryheid het. Wanneer jy die vryheid het, want as jy niks vryheid het, dan al wat jy wil doen is net uit daai boundaries uitbreek. So dan moet jy dis eintlik goed nie. So ek dink laat soos gee net eerder jou kinders meer vryheid.
en dan laat hulle net in daai veilige soos omgewing net eksperimenteer en probeer. Maar nog steeds, dit onthou, dit is baie belangrik wat jy gesê het, 'n veilige omgewing, want daar's 'n verskil om vir iemand vrye teels te gee en te sê gaan doen wat jy wil, maar om te sê hierso ek create vir jou 'n sirkel en soos wat jy vir my bewys, jy kan funksioneer binne in hierdie sirkeltjie, dan maak ek dit vir jou groter en ek maak dit vir jou groter. So ek dink dit is iets belangrik om te know. Is dat is om 'n pot te hê met albasters. Elke keer as jy soos jy ouers se vertroue wen, dan gooi jy nog albasters in en nog en nog en nog. Maar sodra jy iets doen om daai vertroue kan breek, word alles uitgegooi. En dan moet jy weer voor begin. Dan moet jy weer van vooraf begin. Dan moet jy weer van vooraf albasters verdien. Ja, soos dis my metafories, maar soos dit is baie mooi, baie volwasse van jou, Talia. Weet julle wat, dit was lekker. Was dit vir julle lekker? Dit was vir my lekker. Is cool nog 'n woord, net dat ons voor ons nou klaar maak. Gebruik julle nog cool? Ja. Okay. Net nie as jy na jouself verwys nie. Maar ander mense is cool nie, jy's cool nie. Ja. Ander mense sê ek is cool. Okay. Ja. Baie dankie dat julle vandag hierso was. Dankie dat julle ons ge-educate het en vir ons al vertel het hoe dit is om 'n tiener vandag te wees. Ek waardeer dit en sterkte met julle journeys, bros. My takeaway vandag was dat kinders fokus verskriklik baie op hoërskool. Is ek cool? Doen ek goed in sport? Is ek op die top 10? En wat ons moet besef is dat ons kinders groot maak vir die tyd na hoërskool. We are preparing them to be decent human beings in die lewe na skool. So ouers, hierdie tyd is moeilik en moods en testosteroon en hormones en al daai dinge. Maar be patient, be kind en gee net liefde. En tieners, don't be assholes, because we just love you so much. En ons wil regtig net die beste vir julle hê. Gaan like, follow, subscribe. Laat weet ons in die comments as daar iets is wat julle wil hê ons moet oor praat. Ons is op Facebook, Instagram, TikTok en YouTube. En ja, dan sien ek julle volgende keer.